Nou goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën rondom sy woord. Ons is aan aanbidding, want ons weet dat die Here op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Ons kan vanmôre sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is. Loof sy heilige naam, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Nog het begin van 'n nuwe week en 'n nuwe dag, mag die Here ons ryklik seën en gebruik in sy diens en tot sy eer. Ons val weg met Spreuke 24, daar vanaf die 28ste vers, en daar staan, wees nie sonder oorsaak getuie teen jou naaste nie, want mag jy met jou lippe mislei. Nou vriende, hierdie gaan in besonder oor die 9de gebod, dat ons nie valse getuienis teen ons naaste mag gee nie. Ons mag nie leuns versprei oor hulle nie, ons mag nie in 'n sekere saak valse getuienis teen hulle lewer nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons lippe mag ons nie mislei nie, want die woord sê vir ons dat ons geoordeel sal word ooreenkomstig dit wat ons dan ook sê. En dit is baie belangrik om hierdie groot waarheid raak te sien, want ons bevind onsself in 'n tyd waar mense gemaklik praat oor ander en dikwels lieg oor ander en nie omgee oor die gevolge nie. En dis hoekom ons nodig het om vanmôre te hoor, daar is 'n God in die hemel wat hoor en wat eendag van ons rekenskap sal eis. En daarom moet ons versigtig wees wat ons sê. En dan ook vriende, 'n baie belangrike saak om jou nie onnodig met jou buurman of met 'n persoon in te laat oor 'n bepaalde saak nie. Meeste van die dinge waaroor mense mekaar vandag aankla, kan liefs gebly het. Die meeste dinge waaroor mense in die hof staan en baie honderde duisende rande oor uitgee, is dinge wat liefs kon gebly het. Partykeer is dit gevoelens wat seer gemaak was, of miskien iemand wat 'n standpunt wil inneem. Maar ag vriende, kom ons bid die Here dat hy vir ons wysheid sal gee, dat ons sal weet wanneer om 'n ding te los en wanneer om 'n ding te dryf. Wanneer 'n ding lynreg teen God se woord en die standaard van God se woord is, en wanneer dit 'n misdryf is wat gepleeg is, en dinge wat maar net my ego seer gemaak het. En mag die Here genade gee dat ons eerbaar sal wees in ons getuienislewering om God dan in alles te verheerlik. Vers 29 kom en leer vir ons 'n groot waarheid wat sê, moenie sê nie, soos hy aan my gedoen het, so sal ek aan hom doen. Ek sal die man vergelde na sy werk. En nou vriende, daar is twee verklaringe hiervoor. As dit in verband gebring word met die vorige vers, gaan dit oor dat iemand miskien teen jou valse getuienis gebring het en nou wil jou vergeld. En die Bybel sê ons moet ons nie vergeld nie. As hierdie vers heeltemal los staan, gaan dit eenvoudig oor die ding dat die Here vir ons sê dat ons nie moet wreek op ander mense nie. Nou vriende, dit is so dat ons baie keer seer gemaak voel. Baie keer wanneer mense teen ons valse getuienis lewer, of wanneer daar iets gebeur waar ek in konflik met iemand anderste is daar hier in my binneste so kwade gevoel, so begeerte om te vergeld, om die persoon terug te kry vir wat hy aan my gedoen het. En dit is nie 'n begeerte wat van die Here kom nie. Dis 'n begeerte van ons vlees en wat die ou vyand in ons harte werk. En daarom sê die Bybel op verskeie plekke vir ons dat ons nie moet wreek nie. En kom ek lees vir u 'n vers of 2. Die Here sê daar in Hebreërs 10 vers 30: Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. Die Here sal sy volk oordeel. Nou vriende, hierdie is 'n baie groot waarheid waar die Here sê hy sal vergelde. En u sal onthou dat ons so tydjie terug daar in Spreuke 20 dieselfde saak hanteer het, daar vers 22. Daar staan, moenie sê ek wil die kwaad vergelde nie, wag op die Here dat hy jou help. Nou vriende, die groot beginsel hier is eenvoudig dat ons maar op die Here moet wag. Vir ons is wag seker een van die moeilikste dinge op aarde. Ons hou nie daarvan om te wag nie. Ons wil as iemand vandag aan my kwaad gedoen het, wil ons hulle môre vergelde. Maar die Here sê dat ons hierdie saak aan sy voete moet neerlê, hom sal vertrou en op die regte tyd sal hy vergeld. Mag die Here ons wysheid gee, want u sien, as ek vandag hierdie persoon vergeld, wil hierdie persoon my môre weer terug vergeld, en so raak dit 'n bose kringloop wat my hele lewe sal versuur. Soveel so dat mense in hulle ou dag met vete sit wat in hulle jongtyd plaasgevind het, omdat vergelding deel van hulle lewe was. Laat dit oor aan die Here. Hy weet die beste. Vriende, hy is die alleen wyse God, aan wie toe kom die eer, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ja, dit is nodig om daagliks hierdie saak aan die voete van die Here neer te lê. Partykeer sê mense, maar ek het gebid oor die saak, maar ek voel nog steeds dieselfde. Dan sê ek, moenie gaan op gevoel nie. Die woord van God is ons barometer. Die waarheid van die woord sê, moet jou nie vergeld nie. En wanneer die vergelding in my hart na vore kom en die begeerte om te vergeld, dan lê ek dit aan die voete van die Here neer as sonde in my lewe. Ek bely dit en ek laat staan dit, en daagliks draai ek weg daarvan af. Want die woord sê ons moet elke dag ons kruis opneem en die Here volg.
Nou vriende, die laaste paar verse van hierdie hoofstuk gaan eenvoudig weer oor luiheid. En ek gaan nie veel daaroor sê nie, want ons het al so baie daaroor gepraat, maar kom ek lees net vir u wat staan daar. Ek het by die land van 'n leiman verbygeloop en langs die wingerd van 'n verstandlose mens. En kyk, dit was heeltemal toegegroei van die doring, sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi. Ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, gekyk en lering aangeneem. Nog 'n bietjie slaap en nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. Dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos 'n gewapende man. Nou vriende, wat hierdie paar verse, die laaste paar verse van hoofstuk 24 vir ons wil sê, is eenvoudig dat ons nie moet lui wees nie. En dis 'n probleem wat ons in ons land Suid-Afrika het. Mense sê die werkloosheidssyfer is geweldig hoog en ek wil vir u sê, ek dink die luiheidssyfer is baie hoër as die werkloosheidssyfer. Waarom sê ek so? Ag vriende, ek praat van tyd tot tyd met mense en ek het so 'n hele tyd terug met 'n boer gepraat wat vir my gesê het hy het na 'n plek gegaan wat hulle juis opgerig het om werklose mense te akkommodeer, om bietjie vir huisvesting te gee en kos en klere en daardie dingetjies en slaapplek. En hy het daartoe gery om vir hom 'n klompie mense vir die dag te kry om by hom te werk. En hy sê hy ry daar in en die mense sit daar, staan nie eens op toe hy inkom met die voertuig om navraag te doen oor wat hy daar soek nie. Hy vra vir hulle, luister, wil julle vandag kom werk? Hulle sê, luister, wat se werk? Hy sê vir hulle, wat se werk hy wil hê hulle moet doen, en hulle sê vir hom, luister, wat is die ure? Nee, is van so laat tot so laat, en wat betaal jy? Nee, ek betaal julle soveel, en lyk my daar's etes ingesluit. Nee, ons sal nie belangstel nie. En toe dink ek by myself, vriende, dis die probleem van ons tyd. Dit gaan nie oor werkloosheid per se nie. Ja, daar is werkloosheid, ek stem saam daarmee, en daar's mense wat ly daaronder, en ek bid ook, dat die Here sal voorsien, en hierdie flikse man wat vanmôre miskien nie werk het nie. Maar vriende, 'n groot probleem in ons land is luiheid. Dit is makliker om by 'n robot te staan en te bedel, as om in 'n tuin te werk in die son vir 100 of 200 of 300 rand 'n dag. Jy sien, die probleem van ons tyd is dat ons 'n kultuur geskep het, waar ons kinders in sekere tye laat niks doen nie. By die huis is daar nie meer tuinwerk nie, daar's nie meer karre was nie, daar's nie meer help in die kombuis nie, hulle kom sit aan die tafel, hulle eet, hulle word groter, by die universiteit word alles vir hulle gegee, hulle kom later by die werksplek en hulle sê, nee, hierdie is nie vir my nie, ek wil eerder terug gaan na pa en ma se huis, en soos ek en my seun onlangs gepraat het, jy kry vandag seuns wat op 25 en 28 en 30 is, wat nog by pa en ma se huis sit en niks doen nie, en hulle word elke dag versorg. Pas op, vriende, vir luiheid. As ons lui kinders lui gaan grootmaak, gaan ons 'n lui geslag grootmaak, wat later niks meer wil doen nie. Hulle sal alles wil hê, geld wil hê om te spandeer en te geniet, maar hulle sal nie wil werk nie. Nou sê die Bybel vir ons, luiheid bring armoede. Vriende, selfs as jou kind miskien 'n groot erfporsie kry, sal hy dit vermors, omdat hy nie geleer het, dat 'n mens hard moet werk om by mekaar te maak nie. So die lank en die kort van die saak is, wat hierdie laaste paar verse vir ons sê is, as jy lui gaan wees, sal dit jou ondergang beteken. Want die Here het by die skepingsgebod, het die Here gesê, ons moet die aarde bewoon en bewerk en bewaak. Nog voor die sondeval was die opdrag vir die mens om te werk. Daarom is werk nie 'n sonde nie. Dis 'n eer om jou hande te gebruik. Dis 'n eer om jou verstand in te span, om dan ook te werk om God te verheerlik. So mag die Here genade gee, die 3 gedagtes vanmôre, geen valse getuienis nie, moenie jou wreek nie, en pas op vir luiheid. Mag die Here ons genade gee, kosbaar om sy woord te lees en te sien, hoe relevant dit vir ons is, in die dag en tyd waarin ons onsself bevind. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, seën te laat.